Welkom by die Boerpot Potgooi reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SME's en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Die Vrystaat Landbou se Kongres het 7 en 8 Augustus in Bloemfontein plaasgevind. Die organisasie het vanjaar al 120ste bestaanjaar gevier en het gehoop om met die kongres saam met die belanghebbendes te bou op die suksesse wat die bedryf reeds behaal het. Gernie Botha, hoofuitvoerende beampte, het verduidelik dat die tema van vanjaar se kongres die Latynse gesegde Quo Vadis was, wat in Afrikaans vertaal word met Waarheen gaan jy? Lekker leer en luister. Nou, baie dankie dat jy my uitgenooi het. Dis my nogals altyd lekker om in Bloemfontein te kom. Ek was 40 jaar gelede, eerste jaar student hier by Koffies gewees. Begin 'n veekunde swat en dierevoeding naaigoed. Toe ek beëindig in die ekonomie gaan en so is hy lekker om hier by julle te wees. Dankie vir die bekendstelling. En dankie omdat julle dit kan praat oor iets wat vir my verskriklik na in die hart lê, en dis thinking the future. My vakgebied in die akademie is future studies. So ek ben nog ongelukkig eers erken, ek is 'n ewige optimis. So as ek vandag moet sê wat dalk vir jou 'n bietjie klink of wat onrealisties is, ek dink nie so nie. En ek gaan ongelukkig 'n paar moet sê wat jou waarskynlik ook gaan opstel. Dan moet julle ook maar by klippe gooi. Ek sien nie die redelik lemoene in die saal nie. So die bottels gaan 'n bietjie hard wees, so moenie met dit gooi nie. En ek wil graag hê, dit gaan 'n bietjie moeilik wees om interaktief te gesels, maar as daar vrae is na die tyd kan ons gesels, so ek sal graag met julle, as daar vrae is wat julle wil deel. En ek is so bly oor, president, oor die topic wat julle gekies het op Kongres. Quo Vadis, waartoe is op pad, en dis waarmee ek my besig hou die hele dag, is toekomsnavorsing. En as julle na daai vraag kyk, ek dink dis, en as ek na die president se rede luister, dis die vraag op die tafel. As ons kyk na landbou, en ons kyk na julle boerdery, ons kyk na Vrystaat Landbou, ons kyk na klomp, dis die vraag wat op die tafel lê. Daar's baie mense wat sê, ons toekomsnavorsers, ons dromers, ek dink ons is dromers nie, julle sal dalk vandag bietjie verstaan oor hoe ek kyk na die toekoms vir die Suid-Afrikaanse boere. Maar dis die vraag op die tafel, wat daar is. Ek gaan nou nie deur, en ek gaan nie, julle kan dit lees. Maar daar is baie mense wat dink dat die toekoms is something very there in the future. And forget if I switch between English and Afrikaans, just for the sake of the English-speaking people here as well. But that future, that thing that we think is something there that will never happen, is something that is coming towards all of us. So kyk 'n bietjie na daai vrae, en ek dink dis dalk vrae wat julle kongresse kan gebruik. Sê, Vrystaat Landbou, wat julle doen, hoe kan julle hierdie toekoms afpak? Hoe kan julle dit uitpak? En dan daai 5de vraagie, dit waarskynlik die belangrikste wat julle waarskynlik ook moet vra, dis wat ek vra as ek na landbou en die Suid-Afrikaanse boer kyk, is, what is mean by the use future? Dis 'n lekker een. The use future is those stuff that is outdated, that's not working anymore. En dis julle bereid as boere, as 'n organisasie om te sê, hierdie paar goedjies werk nie, so dit werk pas. That's part of thinking the future, ook vir die boere. So, ek wil teruggaan. Ek het sommer net so 'n paar fotootjies daar vir julle gesit. Ek weet nie of julle goed herken nie. Die boeke wat hier lê, ek deel vreeslik graag boeke uit, want ek lees graag. Ek gaan nou nie vra wat dit beteken nie. Julle kan miskien maar later in die kongres sommer net 'n dakkie drol doen en die 3 boeke uitdeel, maar dit praat maar dis dit. Dat daai goedjies toe, ek weet nie of julle 'n kans wil vat dat daai gekleurde mannetjies daar bo in die hoek, ek weet nie of julle weet wat dit is nie. Dis nie gekleurde kondome nie. But maybe those of you who spent some time at university will recognize them as bell-shaped curves. Right? So, and this is one of the thinkings when we talk about the future is,
We are so used to thinking bell shapes. In stats or statistics, they learn you that the population, if it's big enough, it will always have this nice normal distribution. In economy and the world of business, it doesn't work like that. So be prepared that whatever you plan, don't just think that everything will be normally distributed, because people make irrational decisions. Die van julle wat al op die radio geluister is die journaliste op die radio, bel gewoonlik is daar kwesties as jy ekonom, julle ken die name wie julle bel. En dan sal julle altyd hoor ekonom maak so 5 aannames, dat sy prediction kan pas, dat hy kan werk, so hy maak steeklik 10 aannames. En dan sluit hy gewoonlik af, as iemand vir vra, nou moet sy probleem op, as hy sê met die ekonomie betrek, ons weet dit om. Dis die makkelijker. Die probleem is as jy heeltyd dink dat alles kan normaal wees in besigheid of in boerdery, dan maak jy die aanname dat almal rasionele besluite vat. Dan maak jy die aanname dat politici altyd rasionele besluite neem. Dan maak jy die aanname dat Donald Trump altyd rasionele besluite neem. Of Putin of wie ook al het. So I don't criticize politicians, I don't criticize anything, but people make decisions in the world of business that impact on farmers, that afterwards you say, how the hell could someone make that decision? An irrational decision. So, but maybe you can ask, during the course when you hand out the books or lucky draw, people maybe can just see, maybe ask a question on that. That second one, the black swan, is also part of my discussion today. Those of you who are familiar with the concept, I don't know if you know the black swan events. Black swan events just means that in Europe, many thousand years ago, everyone thought of all the swans in the world are white, till they reach Australia and they saw there was some black swans. And then suddenly the whole theory about all swans is white was turned upside down. So the black swan event is just something that happened, which you will also say afterwards, but now how the heck can that happen? Ken julle sulke black swan events? COVID is een van hulle. Dis die goedjies wat vir jou as 'n boer in die toekoms, jy moet bereid wees en voorbereid wees dat jy maak 'n geweldige planne en dan gebeur daar black swan events. Dink 'n bietjie. Daar gebeur baie sulke goed. Was 9/11 'n black swan event gewees. Dit was 'n black swan event vir die Amerikaners, maar nie vir Osama bin Laden. Hy het 10 jaar vooruit geweet. So when you encounter a black swan, then you must analyze it. So what I would like to do today is just to give you a few tools, and hopefully President, that it can help you in your Congress as well. Before I talk about some specifics, is just some tools of how to think about the future, because it's going to impact every one of you. Net 'n paar goed wat jy kan huis toe vat en in die Kongres ook kan gebruik en sê, hoe dink ek oor die toekoms? Hoe dink ek as hierdie man nou sê maar bell-shaped curves en alles gaan nie rasioneel wees nie, dan gaan black swans wees en dan gaan klimaatsverandering wees. 'n bietjie daaroor praat. Ek wil klein stilstaan by 'n scenario wat ek dink landbou gaan rig in die toekoms, en dan wil ek so 3 goed aanspreek, sustainability, en 'n woord wat ek weet nie, die van julle wat ekonome is, moet nou nie skrik nie, maar is degrowth, en dan oor multi-stakeholder partnerships, en dan wil ek afsluit met 'n bietjie terugvoer, want ek kry van boere in die land, wanneer ons in die future werk wat doen. So dis maar wat ek wil doen. Kom ons begin. En Frankryk is so bly jy dit nou genoem, jy moet nog weer herhaal, die Amerikaners sê, daar is geld te maak in landbou, solang jy net die boer. Kijk, ek like daai ding. So kom ons gesels 'n bietjie oor what is thinking the future. Wat beteken dit as ons vir mense sê, thinking the future? Thinking the future, in die toekoms van landbou, vir enige ander besigheid, is niks anders. En julle moet 'n bietjie dink hierdie 2 dae. So om te gaan sê, wat is tendense wat tans uitspeel hier voorby? Goed wat nou nie gebeur is. Wat is regtig
tendense wat ek kan sien wat gebeur is, nie fly-by-night fluff. En dan kan sê, maar hoe kan ons dit vat en vorentoe projekteer? En sê maar, as die tendens moet aangaan, dan gaan dit vir my as 'n boer, of die landbou so en so raak. Dis wat thinking the future is, en dan gaan jy nou 'n bietjie help met die scenario. So dink ek bietjie as julle onderwerpe bespreek as spesifiek die Suid-Afrikaanse boer. Wat is daai tendens? En dan is dit bitter belangrik om te sê, ons moet vra. Ons moet kan question en kan sê, ek wil verstaan, en ek wil goed teruggaan, dan weet ek julle daai ding bietjie raak, lees het van Karl Popper. Julle almal daai onderstreepie gelees. The aim of discussion should not be victory, but progress. As ons, die president het ook sy rede gesê, ons is nie meer lus om te redeneer met mekaar, maar ons moet met mekaar debatteer, en dit net nie wees, dat in deze toekomst om oplossings te vind, want kom ons gaan vorentoe so, thinking the future, eerstens is tendensie, tweede is, om vrae te vra, is dit regtig so? Is dit regtig so? Vrae om te verstaan. Kijk, daar is twee soorte vrae wat ons in die wêreld vra. Die van julle wat in debatskompetisies deelgeneem, en dis een soort vrae, en jy want to floor jou ophoud. Maar daai van die vrae. En dan kry jy vrae om regtig goed te verstaan. So dis wat ons moet aanleer. Ek gaan later stilstaan by knowing the rules of the games, maar jy dit kan verstaan in landbou. As ek wil boer vorentoe, as ek wil oor 100 jaar al boer of oor 50 jaar, what is the rules of the game? En dan belangrik is jy moet planne hê. Thinking the future is nie 'n komplekse ding. Dis tendense, toets dit, verstaan wat dit waaroor dit gaan, en dan moet jy kan sê, maar ek wil dit kan inbou in soort van 'n plan. En scenario's is niks anders as om 'n plan A en 'n plan B, en as jy gelukkig is daar 'n C en D plan te hê. So, wat is thinking the future voor ons dan 'n bietjie prakties raak nie? Dis waarmee ons as boere, ek, landbouers en almal sukkel is. Ons is oorweg met akkuraat. Klink dit vreemd. As jy jou gifspuit op die plaas by die breek, dan moet jy akkuraat wees as op die alvrek spuit. Praat nie daarvan. Ons is te beheer, as ons dink oor die toekoms, dan wil ons presies weet. Ons gaan nou konferens hou, en landbou oor 50 jaar so lang. Dit werk nie so. Julle moet voorberei wees, it's not going to happen like that. I think we're over-concerned with accuracy and control. Ek gebruik baie die voorbeeld, ek weet nie wie vrouens is wat jong kindertjies het, wat sub A of sub B is. Nee. Ons is so beheer as kinder, as ons kind gebore is, ons wil weet, hy gaan hoërskool toe, hy kan ingenieurswese swat, hy kan trou, en kinders sê, hy gaan werk, hy gaan met op wonderlik gaan. It don't works like that. En ek dink in landbou ook, ons is ook beheer met akkuraat. Dis hoekom ons moet begin dink in die toekoms is 'n veranderende plek, wat heeltyd wil verander, en dis waar we gaan uitkom by scenario's en dit. So dis net so 'n paar algemene gedagtes. Kom ons praat 'n bietjie oor scenario's. En ek dink dit is sleg van julle om dan selfs by Vrystaat Landbou te begin dink in die rigting van scenario's, want dis baie goed om mense te help om te kan planne hê, plan A, B of C te kan hê. Nou, scenario bou is nou nie so 'n komplekse ding nie, maar dit gaan maar basies ook daaroor is om te sê jy moet kan bepaal wat is daai fixed patterns wat ek net van gepraat, wat is daai trends? Wat is daai reëls wat jy moet hê om aan te speel in hierdie landbou game? En jy moet dit kan question. Nou, ek gaan nie te veel nou daarby stil staan nie, en ek wil volgende 10 minute gou stil staan oor 'n scenario wat ek dink vir landbou relevant is. En ek weet nie of almal met my gaan saamstem nie, maar wat ek nou sê, 'n rule of the game vir landbou vorentoe is, daar goed wat nie gaan verander. En my beskeie mening is the rule of the game, en daar is 'n klomp goed wat ons kan oor praat. En dit is, klimaatsverandering gaan gebeur. Klimaatsverandering gaan ons nie wegwees nie. Ek weet daar is mense wat nog hulle koppe onder die bosse indruk en sê, it's not going to happen. That's a rule of the game.
So if you think about the future of your farming, you must accept that as a rule of the game. It's most probably going to impact more on the agricultural or agronomy side, but I have a good feeling that it will impact the whole agricultural sector. That is the rule of the game. Nou, mens kan baie maklik negatief raak en sê, wat as dit nog al gebeur is, daar gaan ons nou maar sit. Maar die key uncertainties rondom dit, en ons kan weer eens baie lang debatteer oor wat is die key uncertainties when we think about the future, en ek realiseer dit nou net twee. Die een is, klimaatsfinansiering moet beskikbaar raak. En ek weet nie of die banke allemaal hier is, en as ek nou iets sê wat julle ontstel, dan is dit fijn. Maar die banke is nie naby klimaatsfinansieringsoplossings. Ek aanvaar, bankskepe draai nie vinnig nie, maar dit is een van die grootste onsekerhede as 'n scenario's bou and think about the future of agriculture, specifically the South African farmer, climate finance and access to climate finance. Ons kry, en weer eens, as die banke is, vergewe my, ons FNB wen 'n prys vir die most innovative bank in South Africa. Dit gaan met betaalmechanismes and apps and good. But if you don't use technology to make a farmer credit-worthy, then the technology to transfer funds means nothing. You must use technology to make someone credit-worthy. So access to climate finance is a critical one. The second one, and I'll put it now in a scenario for you, is a scenario driver is we must, whatever we do in South Africa, whatever you do as a farmer, whatever you do as agricultural free state or agri-SA or whoever it is, we must promote agriculture as an attractive investment destination. En ek wil 'n voorbeeld noem is, ek weet nie of julle die inflasie syfers dophou nie, voedselinflasie het so 'n bietjie afgekom, maar is nog steeds die. So ek weet nie, die van julle wat kos koop, die mans koop is nie kos, gewoonlik vrouens. Maar voedselinflasie is redelik hoog. Nou my tyd op hoë voedselinflasie, ja, duur kos of hoë voedselinflasie is verskriklike swak nuus vir arme mense. Nee, maar kos is duur. Maar luister mooi. Hoë voedselpryse het ook 'n wins gelewer. Daar's geld te maak uit landboukommoditeite. En daarom is landbou aantreklik vir investering en ons moet dit promote en bevorder. So, as ons dit in 'n scenario gaan plot, dis maar hoe ek dan kyk na die landbousektor, en dis daai twee scenario's. Die scenario's gaan bou, dan werk jy maar met twee extreme, climate finance, totally accessible or not, very attractive investment or not, en as jy daarna uit die groen blokkies gaan kyk, regspoor, dis waar ons moet eindig met land. Ons moet die banke, veel van die financiers is, oorkom met climate finance, en ons moet die sector aantreklik hou as 'n beleggingshorizon. Gaan kyk 'n bietjie 2008-2009 na die finansiële krisis in die wêreld, it's about 2009, food inflation was most probably at its highest point ever. What happened in the past decade in South Africa and in the world? A lot of investment were made in agriculture because of that. Because of high inflation, because there was a profit opportunity. En die van julle wat nie weet nie, maar in Suid-Afrika het selfs buitelandse maatskappye in Suid-Afrikaanse besighede benut. Julle sal dit, vir julle wat dit nie geraak, ek wil nou nie name dit noem nie, maar dis wat gebeur. En as ons in daai scenario kan dink, in terme van die toekoms van landbou, en dit sal wonderlik wees as landbou, Vrystaat landbou ook belang, sê, dis die twee goed wat ons bedryf. Climate finance, raak betrokke by gesprekke met die banke. Hoe gaan ons climate finance doen? Ek weet nie of ek nou met beurtheid praat nie, maar ons gaan 'n chair, ek dink dit was klaar in die media, ons gaan hier by Koffsies vir die bestuurskool ook 'n stoel, vir leerstoel in klimaatsfinansiering gaan. Dis 'n kritiese ding. Dis 'n kritiese ding wat moet gebeur, en julle moet deelneem aan. Julle moet deelneem aan. En elkeen van julle, of jy boer, en of jy 'n georganiseerde landbouer is,
Ons moet almal hard werk, landbou, 'n aantreklike beleggingsprys koop. Then you think about it. Ons moet daar wees waar ons kan landbou in sy nuwe formaat gefinansier met bankgeld, jou eie geld en met equity. Maar ons is nog 'n bietjie bang as ons net praat oor die equity gedeelte. So, maar ongelukkig, en dis nou maybe more to the politicians on this side, government, but it's not only to them, it's to each and every one of us. That scenarios which I showed to you there, stand on that 2 pillars. And we must fight to the teeth to protect that 2 pillars. And that's inclusive economic institutions and inclusive political institutions. Julle verstaan wat ek bedoel. Ons moet veg tot die tande toe. Ekonomiese instituties moenie, die goed gaan nie weggeraak nie. Jy moet gaan definieer van georganiseerde landbou af tot en met op boervlak is, wat beteken inclusive economy? Dit geld op jou plaas ook. So ons moet daai ding beskerm en dan inclusive political institutions. Ek is verskriklik opgewonde oor, kom ons noem the Government of National Unity. En my rede is, en ek sal my weer substantiate my siening is, as jy dan kyk na die Asiatiese ekonomie, en dis nie net Japan en China nie, jy kan daar kom, oor die Filippyne, Vietnam, Hong Kong, Singapore, Suid-Korea, allemaal. 1950, het hulle allemaal uit kolonialisme gekom, net soos by ons. En wat was die groot ding wat daar gebeur, dat die ekonomie omgekeer is, en vandag hoe jy uitvoer-ekonomie is, die politici het besigheidsbesluite geneem wat reglynig verskil van lei ideologie. Hulle die ideologie gesê dat aan die een kant is maak 'n besluit wat is goed vir Vietnam. Dis wat gebeur. Jy kan die boekies gaan lees in die geskiedenis. And I think we did. Dit maak my super op. Ons moet daai ding protect, daai boekies moet ons beskerm. En ek dink Agri-SA kan 'n groot rol speel met al die van hulle. Ook bydrae aan lewer. Hoe kan ons deel doen to promote inclusive political institutions and inclusive economic institutions? So dis so algemeen met 'n net oor thinking the future. Miskien goed dat jy 'n bietjie gespanne maak. Don't worry, I think there's a lot of opportunities, and the first one is sustainability. Die woord sustainability of volhoubaarheid wat so baie gebruik, ek dink hy dat amper sy punch verloor. Nou moet ek begin dink aan 'n nuwe naam vir sustainability. My nuwe naam is intergenerational agriculture. Ons boer eintlik nog vir toekomstige generasies. Maar kyk net hoe vinnig, en ek weet dat ek probeer altyd mooi prentjies teken om julle vreeslik te beïndruk, so moet nie alleen lees nie, maar jy volhoubaarheid staan eintlik maar net op 'n paar goedjies, en dis op die sosiale kant, die omgewingskant en die ekonomie kant. Maar my siening is, en dis wat daar eintlik geleenthede is, as jy vandag gaan kyk na die wêreld in terme van voedselproduksie en veselproduksie. Die ekonomie gedeelte het ons lankal uitgesond. Maar as jy gaan kyk na die sosiale gedeelte en omgewingsgedeelte, en ek gaan net 'n bietjie praat oor GDP groei koerse. Ons moet nie onderskat nie. The social aspect and the environmental aspect is pushing back so hard, you can't believe it. Ons moet nie meer dink dat die sosiale goed is goedjies wat maar net daar een kant wees en ons moet window dressing doen en sulke goed. Daai ding trek so hard terug. En ons gaan ook net 'n bietjie meer daaroor praat. En julle almal weet oor die omgewing. Die omgewing het nou gesê tot hier toe. En eintlik reël die omgewing nou van ons af. Die natural resources. Die van julle wat die nuus dophoor, julle in Bangladesh die weer dopgehou. Hulle president het bedank omdat die skip afgespring. The social aspect is pushing very hard in Bangladesh.
people are unhappy and they are hungry, and if they're unhappy and hungry, they get let's say they make irrational decisions sometimes. Die sosiale gedeelte by landbou gaan druk kliphard. En ons sit met 'n sektor wat kos en voedsel produseer. En jy gaan nie daarvan wegkom voedsel, jy het ander politieke, institusionele en ander dimensies aan hom, wat nie net, ons vervaardig nie rolskarre of sulke goed. Ons produseer 'n kommuniteit wat 'n geweldige klomp dimensies het. En ons gaan by geen besigheidsplan, of dit op die plaas is, of by Vrystaat landbou. As ons nie na die sosiale kant, nie na die omgewingskant kyk nie, then we will not contribute to sustainability. So interessante stukkie ding wat ek hier week lees, want as ek so goed lees, dan krap ek so 'n bietjie dieper. Ek hoor Bangladesh, met hulle klomp moeilikheid nou, 75% van die bevolking is jonger as 41 jaar. Normaal in 41 en ook nie 40, ek weet ook nou nie, maar 75% is jonger as 41 jaar oud. Dis 'n tydbom. Dis daai tydbom wat nou maandag ontplof in Bangladesh. Hy gaan in die landbou ontplof. As ons nie na daai deel van volhoubaarheid kyk. En ek sien te min jong mense hier in die saal. Die jong mense, ek kyk so vir julle lyk so relatief jong, ek hoop ook is reg. Julle moet deel raak van die gesprek. Want julle kyk anders na die goed, julle is anders in tune. Die goed is makliker vir julle. Moenie die sosiale gedeelte onderskat nie. 75% van 'n land se bevolking is less than 41 years old. It's a time bomb on itself. Okay, hy het ook gedetoneer hier. Van op ander plekke ook gedeel. En die omgewing. So dis net 'n paar gedagtes, hopelik help dit julle as julle dink oor volhoubaarheid. Julle gaan nie kan wegstaan waarvan nie, maar ek dink net daar's ongelooflik geleentheid. En ek is 'n ongelooflike optimis. Maar as jy 'n bietjie anders dink, dan gaan jy verskriklike klomp geleenthede uitkrap. Want daar's 'n ding wat ons noem in bemarking is non-disruptive innovation. Want ons dink ons alles moet disruptive wees, né? Maar so disruptive beteken ek vat wat iemand anders doen en dan gaan probeer ek dit net beter maak. Maar kyk nie van die goed wat niemand kan kyk, né? Maar dit is disruptive. So daar's baie gebeur. Dan die volgende ding, deel van sustainability is wat ek dink vir julle as boere so belangrik is, en ek is hier voorreg, ek werk by BKB nog so op die sideline, so ek is bietjie betrokke in die wolbedryf, so hierdie ding van agri-biodiversiteit. Dis iets waar ons sit, en dis iets waar ons moet gaan die wêreld gaan vertel. Ons sit in terme van agri-biodiversiteit in Suid-Afrika met 'n geweldige klomp geleenthede. Ek gaan gou vir julle 'n voorbeeld noem, dit met prakties te maak. Die wolwêreld waar ons beweeg, ons het so 3 jaar terug vir die modehuise in Europa gevra, wat wil julle hê moet ons doen as julle nog wol in die klere? Ek weet nie hoeveel van julle wolklere aan het nie, julle moet net nie baie as 'n binnesak kyk, ek hoop julle dra wol. Dis nie van julle. So, toe hulle vir ons gesê, hulle sal wol koop van 2028 af verder af, behalwe as ons regenerative farming doen, regeneratiewe boupraktyke op plase waar wol produseer. Toe ons is asal gestrik het, toe ons terug gaan kyk by boere op die plase, toe ontdek ons eintlik, maar agri, daar is soveel diversiteit reeds nog steeds op plase, ons sê dit nie in die wêreld nie. So gaan dink 'n bietjie, maak dit 'n thinking stream by julle, selfs by Vrystaat landbou. Moenie, daar's geld te maak met agri-biodiversiteit, dis 'n geleentheid. Daar's goed wat by jou gebeur, wat jy net iets van weet. So dink 'n bietjie daaroor. Ons is geforseer in die president se rede, ek hou vir sy aardbol, die woord, die suid en die vet middelman. Die wêreld van voedsel is geforseer in 'n model of cheap food, everything is standardized, we don't diversify. So ons is nog in daai mode, en ons moet uitbreek daai. So, dis 'n paar gedagtes oor sustainability. Dan wil ek 'n paar woorde sê vir degrowth. Ek weet nie of julle bekend is met die term, maar dis 'n ding wat vir my laat wakker lê as ek nou spesifiek by ekonomie bietjie opsit, want hoe die help kan jy nou degrowth? Want as julle
op die RSG, as hulle vandag weer ook bel en sê die ekonomie het groei, nou kom Kobus hier, hy sê die graf. Kom ons kyk op die. Ek het so net so 'n dingetje wat ek nou daar raak gelees het, the growth in the agri-food system getting more attention as a recognized paradigm for identifying and critiquing systemic unsustainability rooted in the capitalist growth compelled economy. Dit is verskriklike, ek weet daai Engels is 'n bietjie rof, maar ek kom van California af, ek moet dit ook mooi afpak. Sien, hy doet die bekendstelling op die Engels gesukkel. Maak nie maklik nie. Maar daar is vreeslike woorde daarin rondom die growth, capitalism. Capitalism word as gedurig getag. So, ek wil net miskien 'n paar goed julle deel met die growth. En dis 'n realiteit wat ek en jy as 'n landbouer moet vrede maak met die samelewing. As julle gaan kyk, onthou ek is nou die positief, so ek krap terug. As jy gaan kyk, ons meet groei die wêreld in terme van GDP. Dis die maklike een. So as jy gemiddelde GDP groei koers, of GDP, dit is average wêreldgroei. As jy teruggaan in 37 jaar rond, dan was die depressie in Amerika, dit is 738. Van daar af, in 1973, het die wêreldekonomie gegroei double digits, in sekere lande. Vergeet nou, ek praat van average, nee. En die van die oude manne wat die sit sal onthou van die we weet nie hou die jaar in 72, 73, die oliekrisis, daai tyd toe ons net tot 5 uur kon brandstof koop in Suid-Afrika, weet onthou julle dit? Die van die ouer gaarles sal onthou, jy moes nou hele met jou pelle, as jy wil na ure ry vir brandstof. Daai oliekrisis in die wêreld het wêreld GDP groeikoers gehaal. Daai groei het daar gestop. Die eerste keer wat die groei weer opgetel het, was in 1995 toe die tegnologiemaatskappye begin opereer. En toen GDP groeikoers eintlik in die wêreld afgeplat. Ek weet nou van China wat 'n uitskieter was. Hy het so effens afgeplat met so 'n paar spikes. Facebook is vir jaar 20 jaar 2004 gekom. Twitter, Instagram, al die goed, die GDP groeikoers weer so 'n bietjie van daai getel was nog deel van groei. Dis deel van die ekonomie. Maar eintlik van 1973 tot nou toe, met die uitsondering miskien van China en Indië, die wêreld nog nooit weer double digits GDP growth sien nie. Maar ons word terselfdertyd deur die sosiale media gebombardeer met die tegnologie en digitalisering van die wêreldsekonomie kickstart. As jy teruggaan na daai slide van my toe oor die ekonomie en oor die sosiale gedeelte in die omgewing, I don't think it's going to happen. Okay. Ons moet gewoond raak, en dis niks negatief, ek dink is 'n geleentheid. Ons moet gewoond raak aan die konsep dat ons moet alles doen wat ons moet doen met 'n 2% groeikoers. Ons moet gewoond raak aan dat as 'n ekonom oor die radio is, as 'n joernalis van vra, nou maar hoe spreek jy probleme af, dan sê Dawie, die ekonomie moet groei. Die wil kan dit ook sê. So, met hoeveel en hoe. That's the challenge. And we must get okay that agricultural GDP, world GDP, everything. It's okay to grow at 3% or 2%. En ons in Suid-Afrika gaan we met gewoond raak met ons 1,5 jongs. Ek kan nou nog nie verstaan die ekonome se projeksies. Die spanne wat sê oor 5 jaar gaan ons met 4% maak. Moet dit ek op saak uitkom. En dis die vraag. En ons gaan al hoe meer begin 'n challenge word as ons nou praat oor die goed wat ek nou net gesê het van sustainability. Hoe moet ons groei in die toekoms? How are we going to measure growth in the future? Is dit net GDP? Weet GDP groeikoers hoeveel bome in die Amazone gebied afgekap word? GDP weet nie dit. So hierdie is 'n gesprek wat ek maar net ingesit het, laat dit net aan ons dink, that's the future. And I don't think it's negative. I think it forces us to be more efficient because we waste a lot of things. Ons is te gemaklik. Net een woord oor kapitalisme, ek mag nie politiek praat nie. Jack het gesê, no politics, and it's not my world of politics, but agriculture
is oftenly blamed, and I think that's one of the problems or images that we have to deal with in future is there's a lot of people who think that you are involved in agriculture to become stinking rich. So hier is dalk 'n paar redelike ryk pere onder julle, maar kyk julle is almal hier omdat julle skatryk is. That's the image. Agriculture is blamed as sort of a capitalist thing. I don't know. Maar ek is nou baie nuuskierig. Ek het verlede Desember die vader van kapitalisme is Adam Smith. Ek weet nie of julle die perd daarvan gelees het nie. Hy het daar in 1857 in Skotland gebly. Hy het 'n boek geskryf, The Wealth of Nations. Dis maar die blueprint van kapitalisme. Toe ek nou die boek gaan lees met Google, want ek kom van California af, daai Engels is toch ons moeilik, so ek kan translate. Maar een ding, twee goed staan vir my uit, en my opinie uit te spreek oor kapitalisme, is die kritiek op kapitalisme. As jy daai boek gaan lees, een is Adam Smith, was die ekonomie. Weet jy wat het gebeur nie, die bestaan toe economist. En sy groot chommy David Hume, wat nou groot inspraak as hy lewende was, ook een ekonomie. So Adam Smith, he was a professor in moral philosophy, hy was a professor in, wat is die Afrikaans, morele filosofie. Kom, dat is van die Amerikaan. En die tweede ding is jy dan, The Wealth of Nations van lees, die intensie met kapitalisme was niks anders as inclusive economy. Daar was 'n plek vir die regering, daar was 'n plek vir die privaat sektor, daar was 'n plek vir landbou, daar was 'n plek vir deursigtigheid, vir werk en markte, alles. As eintlik niks verkeerd met kapitalisme nie. Al wat dit doodgemaak het is gierig. So, ons is nou net is besig om kapitalisme sterk daan te gee. So, sorry Jack, ek het nou my geleentheid gebruik om sommer net iets te sê. Dan, een van die ander punte wat ek dink ons baie meer moet praat, as ons praat oor thinking the future of the South African farmer, dis hierdie ding van aggregation. Die mooie Afrikaanse woord is, ek dink nie dis verkoeling nie, maar kom ons hou maar met die woord aggregation. Ek gaan nou weer 'n kontroversiële stelling maak, maybe to the government. I think we waste a lot of money on small-scale farms. Sorry, but I will give context. Daar's niks verkeerd kleiner te wees nie. Nou julle so 'n paar jaar terug was hier programme gemaak oor megaboere in Suid-Afrika. Die tema was, wat Piet se program gesê het is, you either go big or you go home. Dit was die tema, nee. Nou, I think we mustn't waste money to make more small-scale farmers commercial farmers. That focus on commercialization must be there all the time. But it must shift from production level to the point of aggregation. Dis nie verkeerd om klein te wees nie, as ons die aggregation kan uitsorg. As ons kan seker maak, dat is van kleiner volumes by mekaar kom. Want dit is ons access to market. Ons sit in Suid-Afrika met waarskynlik die beste aggregation model in the world agricultural and food industry. Not only Africa, in the world. En dis die volstelsel wat BKB, OVK en al die agente saam dryf is. Julle kan nou nie, sal nie, wat dink julle is die kleinste hoeveelheid wol wat in daai stelsel inkom van 1 boer? Dis 2,5 kilogram. Dis basies 1 koei se wol. En hy kom in 'n Pick n Pay sak in hy system. Ook 'n checker sak of spars sak. Sorry. Daai 2,5 kilogram are being aggregated into a system where that wool participate in the same global market as Jan Randall in Mpumalanga with 35,000. That's a brilliant example of aggregation. En julle kan maar gaan kyk in die wêreld. Koffiebone, kokobone, mangoes in Indië, noem dit op.
Dis nie verkeerd om klein te wees nie, ons moet die aggregation uitsorg. So this thing, I say, let's call it the new narrative, is the focus of commercialization. It's not necessary to convert a small-scale farmer or a smaller farmer to a commercial farmer. Make sure that the product is right and focus on the aggregation. That's where we have to spend the money. That's a key thing. Ek weet Standard Bank het 'n projek in die Vrystaat wat hulle 30 of 40 klein boere mee help. Ek het al met hulle gepraat, gaan kyk na daai kommoditeite, kan jy aggregate. That's it. Julle kan maar gaan kyk in India, hulle produseer 40% van die wêreld se mengels in enige vorm. 80% is kleinboere. Dis not wrong. Ek gaan hydag gaan kyk, en is miskien 'n bietjie nuttelose stats, maar dit fascineer my. Het julle al gedink hoeveel plase is daar in die wêreld? Wat die titel aangeet, vergeet nou van kommunale. How many farms are there in the world? 455 million farms, title deeds. How many percentage-wise is bigger than 100 hectares? 10%. So net 10% is groter as 100 hectare. So wat ek sê is ons moet baie versigtig wees om te sê klein is verkeerd. As ons kleiner skaalse landbou uit die voedselsekuriteitsvergelyking uithaal in die wêreldprobleem. Ons benodig die megaboere big time. Ons kan nie sonder en hulle moet meer raak, en hulle moet groter raak, en hulle doen die aggregated volumes. Ons moet versigtig wees, te fokus op te veel kritiek, en ek hoop ek praat met die gewone, middelde, medium-size Suid-Afrikaanse. Die landboubesigheid doen klomp van die aggregation, maar as baie oulike modelle, en ons kan nie nou daarby stilstaan. So dis die ding waar ek stilstaan. Dit beteken maar net, ons moet begin bereid wees, as ons kapitaal aantrek om te aggregate, en mense wil maak om terugwaarts te investeer in landbou, dan moet ons begin en kyk na hierdie goed en sê, maar hier moet dan iemand om geld spandeer om te aggregate. En dan kan jy dan miskien begin eiendomskap deel, so dink 'n bietjie daaraan. Dit is nie so verkeerd nie. Die een probleem is net, privaat ekwiteit en business filosofie verskil 'n bietjie van landbou, en jy moet jou partner van jy moet kies. Right. Dan net 'n laaste punt wat ek wil praat oor multi-stakeholders wat ek genoem het. My humble view is that the future of the farmer in South Africa is not on your own. Jy moet versigtig wees om te dink dat as jy iets op jou eie wil doen, dat jy gaan oorleef. Whatever we do in agriculture means jy sê met maatjies hê saam met jou bestaan. En ons onderskat hierdie ding van multi-stakeholder partnerships. There's not only government, it's not only organized agriculture, it's not only the farmer. Whatever you do, whatever you embark on, involve multiple stakeholders, even on your farm level. En jy moet gaan kyk wie is daai ouens en ons sal begin leer om multiple stakeholders te verstaan en te bestuur. En ek dink georganiseerde landbou kan 'n enorme rol speel om boere te help seker te maak hoe alle stakeholders in agriculture. En ek het daar so 'n paar sirkeltjies rondom hulle getrek. Daai eerste een is nogal belangrik, wie deel in die risiko? En elke ou moet iets die tafel te bring. Ons moet waarde skep vir almal. Ons moet daai vermoë begin leer. Hoe gaan ons hierdie ding bestuur? Ek was op die vorige ook daar by Oxford met die studere. Ek weet julle onthou so van 12, 15 jaar gelede is die geweldig klop mense dood in die Kongo en Ebola virus. En ons het almal gesê, maar daar bestaan 'n enstof, hoe kan jy net die pasiënte inspuit na sterftes is af. Ek het daar 'n professor ontmoet, sy was 'n konsultant gewees. Julle sal onthou, die wêreld het geskree tot die WHO beklim het mense se dood gegaan. En toe hulle dan uitgesorteer, ek julle raai hoeveel stakeholders is betrokke by die Ebola virus. 17. That was the reason for the delay. There were 17 stakeholders. So they have to sort it out that. So gaan dit 'n bietjie, jy is 'n boer.
Wie is die stakeholders wat jy op die pad saamvat? Georganiseerde landbou, if you think the future, who are the stakeholders that you have to take with you? Communicate with them, talk to them, inform them, manage them. Moenie laat 'n ou, jy sê hy is my partner, maar hy is in die duister. Hy moet presies weet. As Vrystaat Landbou sê, hier is die 5-6 stakeholders wat ons aktief gaan manage die volgende 6 jaar, en jou plan hê hoe jy hulle gaan bestuur. En nou hulle oorgenig. As die bankeen is of die regering, lig hulle elke week. Dat hulle presies weet, die eintlik irriteer. So, that's a key thing. Daar kan verskillende goed wees. Die belangrikste is, vir my is, landbou partnerships is waarskynlik baie uniek. En ons moet dit gaan skuil. Moenie net in Vrystaat Landbou op sy eie te opereer nie. Daar's 'n groter wêreld ook. So multiple stakeholders, ek hoop die boodskap is redelik duidelik. Jy gaan nie as 'n eiland kan survive. One of that stakeholders is government. Government has a unique role to play. The bank is a stakeholder. The guys who give you the seeds, fertilizers, whatever, that's your stakeholders. But get involved and manage your stakeholders. Ek wil nou afsluit. Net so, ek doen baie van hierdie gesprekke met boere oor die land. En ek vra gewoonlik vir boere na die tyd gee vir my 'n bietjie terugvoer. En ek wil net vir julle so 2 slides wys van wat boere met my praat oor die toekoms. En ek dink is dalk iets wat hopelik vir julle ook iets van waarde kan wees. Nou die eerste ene is, om een of ander rede die akademici en almal wat skryf, en journaliste, en ek kritiseer nie die journaliste nie, maar ons het almal hierdie woord resilience, is 'n baie lekker woord om uit te spreek, nee, resilience, of veerkragtigheid. Maar resilience op sy eie is eintlik maar, almal sê, jy moet nou as die lewe jou houtjie gee, of jou boerdery, maar jy moet terugbons, nee, en as jy nou terugbons in die wêreld, moet weer verander, wat maak jy dan? So, en dis die 2 goed wat boere vir my sê is, daai vermoë, transformability. As ons sê, a rule of the game, vir julle vir die toekoms is klimaatsverandering, en dit gaan gebeur. Dit gaan beteken, dat jy met fundamenteel, waarskynlik jou boerdery die vermoë besit, om fundamenteel te kan verander. Is 'n landboubesigheid soos BKB, is almal die sponsors sien, Wes, OFK, almal. Besit ons die vermoë, as die mark sê, om fundamenteel hierdie besigheid te verander. Resilience op sy eie beteken niks. Jy moet die vermoë kan ontwikkel, en dis hoekom ek dink ons moet baie meer, en ek rig dit miskien aan Vrystaat Landbou is, as julle in die toekoms werkswinkels, kongresse het, vergaderings het, begin dit werk, en fokus bietjie op die mens ook wat daar sit. Dit help nie ons kritiseer nie. Dit help nie, ons sê net regering is swak, of die saad produseer nie, of dit of dat nie. There's a human being who have to manage this thing. En julle moet leierskap en op transformasie fokus. Hoe gaan ek 'n individu help om die skills te hê, dat if the market say I have to change, I have to fundamentally change my whole business, het julle die skills om dit te doen. En dan hy ook decisiveness is wat baie boere vir my sê, ek het nou 'n maand terug hier in 'n gastehuis so 'n werkswinkel gehad met 'n paar boere. En daar sit 'n oomie en hy is al redelik ouer. Hy sê vir my, Kobus, hy weet wat ek doen. Ek besit nie vermoë om my besluit te neem. Decisiveness van oor besluit neem. En julle gaan gekonfronteer word in die volgende 5, 6, 7, 8 en 10 jaar om massiewe besluite te neem op plaas van. En dis nie negatief, dis eintlik die hengse excitement. Maar ons moet julle help en ons moet die tools ontwikkel. So ek sal nog wel graag sien in die toekoms dat by sulke kongresse of waar ook al of by vergaderings kom ons fokus op die ook op die individu en hoe gaan ons hom bemagtig om ander besluite te kan neem en sy besigheid te kan verander. En ek sê nie die verskaffers van saad en kunsmis en daai ou met sy sharks nie, want hou net 'n ou wat na jou toe kom, of jy sê jy moet so en so maak, hy het 'n produk verkoop. Ek praat van
real human skills. Ek was nou eendag by daai vergadering in die PE, die president het genoem van die back and closure. Julle kan nou vir julle indink die emosionele gedeelte daar in Oos-Kaap. Ons het nog gedink die Oos-Kaap sal nooit back and closure kry, nou is die damn ding daar. So ons het daar die vergadering gehad. En wat vir my uitgestaan het, die ouwaard uitgebreek en hy het 'n paar gepraat en hy sê, hy is 'n chemiese bom. Dit nou wat dit vir my sê, hy is redelijk gedrag. Nou, kan julle dink die emoties wat hier uit individu. So ons moet die vermoë besit, steal the future. Ons moet nie die individu afgemaak. Ons is so geneig om die ekonomiese goed, omgewingsgoedjies en allerhande. We must have workshops, we have plans, we must work around individual, how to develop them, to be able to transform and make decisive decisions to transform his business. Nou wil ek afsluit. Net so 'n lesie van die, ek is baie lief vir filosofie, ek probeer as ek hier en daar verstaan, daai ou wat daar, baie fotootjie sit, hy het nog gelewe toe daar nog nie goed is, was hy kon net 'n beeld van Epictetus. Nou, die Stoics is 'n branche van filosofie wat hulle deesdae by bestuurskole word leer. En dit is die volgende, en daarmee wil ek afsluit. As jy die toekoms dink as 'n boer, en ons moet dink oor die toekoms, en ons moet beplan oor die toekoms, en ons moet scenario's bou, want as 'n boerdery daar buite ook wat jy moet aan aandag gee. En ek kan nie verstaan hoekom mense, en dit geld nie net vir boere nie, dit geld vir CEO's en almal, daai 2 sirkeltjies, daai groot sirkel is waaroor jy niks beheer het nie, en daai klein sirkeltjie is eintlik nog kleiner, dis waaroor jy beheer het, en as daar so 'n stukkie waar jy miskien gaan beïnvloed. Prakties, Eskom, julle sal die Eskom gefiks kry, nie een vir julle op julle eie, nie, jy kan die krag afsit. Niemand van julle kan Gariepdam gaan bou, 'n tweede een nie, maar jy kan die kraan toe. As jy na ander besighede gaan kyk, of besighede wat ondergaan, die CEO's wat daar in die groot sirkel speel en nie kyk in sy eie besigheid. So wat ek vir julle wil sê is, while you think about the future, or agri, SA, or Free State Agri, you must do what you do now properly. Maak seker dat daai stukkie wat jy kan doen jy exceptionally. Maak seker dat jy nooit in daai trap gaan val. Jy moet seker maak dat dit wat jy nou goed doen, terwyl jy dit oor die toekoms dink. Want die groot probleem is, as jy nou, as iemand oor 100 jaar van nou af, 100 jaar van nou af, maar ek ons maak dit 200 jaar van nou af, die geskiedenis van die wêreld nou moet opskryf, waaroor sal mense skryf? Julle sal met my saamstem, dat, ons sal eintlik sê, almal gaan skryf is, dit was 'n tegnologie-revolusie in die wêreld, nee. Kan as ek agree op dit, maar dit is waaroor almal praat, tegnologie. Ek verskil van dit, ek dink, tegnologie is maar net 'n tool, tegnologie gee maar net vir ons inligting, we are massively empowered by technology with information, almal van ons het nou inligting. En nou ewe skielik, kan 'n kind sy pa challenge, 'n pasiënt challenge, die dokter oor sy diagnose, almal is empowered met 'n geweldige inligting. So wat is eintlik mee besig is, we're not busy with the digital change or transformation, busy with the massive social change, and that include agriculture. Ons gaan dit nie geveg kry nie, die jong mense, hoe hulle operate en doen, we massively informed with information, also agriculture. We part of the social change. Maar dit beklein nie, pas aan naby. Die media is besig om terug te maak, ek sê nie almal nie, maar jy kry inligting, en dis ook ek sê, thinking the future, question. Wat gaan jy maak met die klop inligting? Hoe gaan jy maak om te oorleef? So ek wil afsluit met dit en sê, as jy gaan boer, lekker boer, maak seker dat die klein sirkeltjie goed gaan mee, moenie dat daar iets verkeerd gaan nie, party van ons van groter kan beïnvloed. Agri SA het waarskynlik die vermoë om namens julle groter van daai deel in te gaan, bemagtig hulle, en dis my hartseer om te hoor dat daar nie lede van die boere is die raak betrokke. 'n Belangrike ding, en julle
daai 2 pilare wat ek vir julle geteken het, vergeet is van instituties. Agri SA is 'n institusie, is 'n institution, and it's well institutionalized. You must protect it and participate. Government's not going to listen to individuals, they will listen to the institutions. Support them, help them, en ek sal graag weer jong mense wil sien dan. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.